as ons so deur al hierdie liedere geluister het en mooi gekyk het daarna, dan gaan die dankbaarheid, is die oproep, wat in soveel van ons kerkliedere is, elke keer vir die liefde, vir die genade, die ontferming, die trou, die versorger. En so is daar in al die liedere, dat die Here herinner aan die goedheid van God, sy wonderlike sorg, en dat dit vir ons as gelowiges pas om gedurig ons dank en ons eer te bring vir dit wat ons ontvang. Here, ons oë is op U gerig. Ons harte is oop met die verwagting dat U deur die Gees telkens die woorde opnuut sal skryf, ingrafeer, en sal ets, dat dit ons hele wese sal deurspoel, dat ons mag nuut en anders word. Ons vertrou op U, en ons pleit, neem besit. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Ek wil net so 'n kort gebed wat vir my baie spesiaal is met julle deel. Ek dink, is die gesindheid waarmee ons elke keer in die kerk kom sit en kom hoor. En sê, liewe Heer, verlig dit in my wat donker is. Versterk dit in my wat swak is. Herstel dit in my wat gebreek is. Verbind dit in my wat gekneus is. Heel dit in my wat siek is. En laastens, verlewendig die vrede en liefde in my wat dood is. So verlig in my, verlewendig die vrede en liefde in my wat dood is. Sy erkenning, dikwels is daar so dood sy. Die vrede en die liefde wat nie altyd daar is nie. Wil nie asseblief dit ophou en aan die brand steek. Ek wil vanmôre 2 gedeeltes met julle lees. Die eerste deel gaan oor die 10 malaatses en die tweede deel oor Saggeus. En dan gaan ons 'n bietjie oor die dankbaarheid kyk en die reaksie van dit wat in hulle lewens gebeur het. Nou die eerste deel, Lukas 17 vers 11 tot 19. Jesus genees die 10 malaatse mans. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wil binnegaan, kom 10 malaatse mans om tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Nou, die malaatsheid was 'n terminale siekte, daar was nie genesing daarvoor. En as jy malaatsheid gehad het, dan moet jy, as jy buite die dorp gebly het, mag nie naby mense gekom het. So hulle staan daar op 'n afstand, so en buite in die dorp, en daar die mense vir hulle kos neergesit, en op 'n afstand met hulle gesels, en nou staan hulle op die afstand, en dan roep hulle kliphard, Jesus, ontferm U oor ons. Hulle vra, die Here nie 'n stukkie genade wil wys nie. Staan daar, toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Want die priesters was daai tyd die enigste ouens wat kon verklaar as iemand siek was, dat hulle gesond is, of dat wat moes gebeur en dat mense rein is. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. En hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Nou daai neergeval is 'n woord wat sê hy het op sy gesig inval. So hy het op sy gesig inval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan, so hy was nie 'n Jood. En ons weet, die Jode en die Samaritaan het mekaar gehaat, en die Jode het neergesien op hulle. Toe sê Jesus,
was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie. Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie. En vir hom sê hy, staan op, we gaan huis toe. Jou geloof, jou gered. En dan lees ons die gedeelte van Jesus en Saggeus. 2 hoofstukke verder skryf, dan Jezus het in Jericho gekom, en op sy pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien, beswaar gemaak en sê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Dan Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gee die helfte van my goed vir die armes, of ek gaan die helfte van my goed vir armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Want hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees tot hier. Ons het ons kinders ons nou geleer om dankie te sê. Julle sal nou so baie mense hoor mense as hulle praat en sê, wat is die toorwoord? Kyk ons om, wat is die toorwoord? Asseblief, en dankie is die toorwoord. So ons leer op kinders van kleins af die toorwoord is dankie. Sê dankie. En tog, al leer ons ook om te sê dankie van kleins af, is dankbaarheid nie deel van meeste mense se lewenstyl nie. Dis nie iets wat natuurlik kom uit mense se harte nie. En die vraag is, hoekom sukkel ons so om dankie te sê? Dit is interessant, ek lees van toe nou so stuk tot nou oor dankbaarheid lees, 'n dominee wat hierdie woorde geskryf het, ek vergeet wat is sy naam. Hy sê, ondankbaarheid draai die wêreld. Ondankbaarheid laat die wêreld draai. Hy sê die besigheid daar buite kan word het opgeblaas om onvergenoeg te wees, ontevrede. Want as ek vir jou kan ontevrede en onvergenoeg maak en vir jou leer, maar jy kan nie gelukkig wees sonder dit nie, of jou lewe is nooit volledig sonder dat nie, dan druk ek jou met 'n wil hê. Ek onthou jare terug, het ventersleepmandjies op vakansie gehad. Jy kan nie vakansie hou sonder 'n venter nie. Jy kan nie vakansie hou sonder 'n venter. En sê jy kan nie jou skottelgoed op jou klere skoon kry sonder hierdie goed. Jy kan nie volledig wees as jy nog 'n kar het of 'n bakkie het nie, 'n volbaar vol, 'n double cab nie. Jy kan nie gelukkig wees in 'n strandhuis het nou sien by hierdie en daai plek kom nie. Jy kan nie gelukkig wees as jy nie het wat jou buurman het nie. Onvergenoegd, ontevrede, dit laat die wêreld draai. Dis vir die wêreld daar buite is, maak hulle ontevrede, dan jaag jy hulle om te wil. Ek wil 'n mos dood met geld in mekaar te maak en dit ook te koop. Ek wil hê wat die ander kan sê. Ek wil dit hê. So dit word opgeblaas, een van die goed. Ek is nie tevrede met wat ek het nie. En daarmee saam gaan die Engelse woord entitlement, hierdie ding van die wêreld skuld my. Ons sien dit ons nou oral in ons wêreld vandag.
Die wêreld skuld my. Hierdie ding van dis my reg, dis my reg, dis my reg om dit te hê, dis my reg om dat te hê. Ek lees nou die dag, vir luister na dis so reeks wat hulle sulke hofsaake wys en hier is so jong onder ons hier so Amerikaanse, die vrou hier sit daar, sy dagvaar haar pa vir 'n groter kar, hierdie grand kar. Sy sê, maar dit is aan reg, want hy is 'n ryk man, hy kan dit bekostig, hoekom moet sy die klein vriend oud in die kere? Hy kan dit bekostig, dis aan reg, hy het die geld, hy skuld aan dit, want dis die vlak waarop ons lewe, dis my reg om te hê. Die wêreld skuld my, my ouers skuld my, die regering skuld my, die lewe skuld my, dis my reg. Ons aanvaar van selfsprekend dat ons sekere goed moet hê. En daarmee saamloop hierdie onregverdigheid. Dis onregverdig dat party mense so baie geld moet hê. Dis onregverdig dat hulle hierdie groot pensioen moet hê. Dis onregverdig, voel ek die binnekant in my, dat ek moet werk en hierdie ou kan by die huis sit. Dis onregverdig dat ek oral mag op vakansie hou. Dis onregverdig dat ek hierdie vriende van my sien. En dis 'n ding wat my so pyn gee, vir mense, nou eers 'n bietjie ernstiger, dan op Facebook sit hulle vir jou elke keer as ons gaan uit eet, elke keer as ons 'n bietjie nader ergens gaan, dan blaas hulle dit op, waar hulle geëet het, hulle wys vir jou foto's, die drankies, die vleisbraai, die plekke wat hulle gesien het, dis so 'n lekkerigheid, ons sit daar van almal wat daarna kyk, is ongelukkig, want ek moet dit ook, die wêreld, die lewe is onregverdig. Hoe kan 'n mens dan dankbaar wees vir goed wat jy glo jou reg is? En as jy voel dat die lewe nie regverdig is nie, kyk hoe goed gaan dit, kyk hoe lekker dit hulle. Dankbaarheid groei nie uit so ontevrede hart nie. Hy sê, dis die groot probleem, kom mense nie dankbaar is nie. Die hele wêreld se advertensie sê vir jou, jy moet dit hê. Die gevoel van, dis my reg, en hoekom kan ander, en kan ek nie. Dan kom ons by die 10 melaatses. En hier is die prentjie van daai melaatse ou. Hierdie melaatses is terminaal siek, kan nie gesond word nie. Hulle lewe het totaal tot stilstand gekom, daar is niks meer. Hulle kan maar net hoop dat mense vir hulle sal kos gee, hulle sal versorg vir die minimum. Soms dan my mense op 'n afstand sien. Die lewe is verby. En wat hulle van Jesus gehoor het, weet ons nie. Maar ons sien iets hier in hierdie roep, dat is 'n sprankie hoop. Hy kan. Hy is ons laaste hoop, en dan skreeu hy, Here Jesus, ontferm U asseblief. En Jesus sê, gaan wys julle vir die priesters. Vra jy 'n stukkie geloof, en dan stap hulle, en as hulle net weg is, en hulle kyk, dan sien hulle liggame word gesond, en die een ou draai om, en hy kom by die Here Jesus, en hy sê, hy God hardop geprys, en voor Jesus op sy gesig omval. Jesus sê, jy is gered. Jy is gered. Saggeus, aan die ander kant, ryk man, maar eensaam, verstote, 'n gehate man, diep ongelukkig. Hy het alles bereik wat hy wou hê. Alles wat hy geglo het wat hom belangrik sou maak, dit wat hy dalk oor gedroom het, dalk het ook die klein mannetjie se droom gehad, as ek sal ernstig kom, niemand gaan op my graf nie, ek sal hulle wys,
toe hy daar kom, sien my eindelijk niks, hy is maar alleen. En hy hoor ook van Jesus. Hier is 'n honger in hom vir iets meer, wat hy besef. Toe hy uiteindelik gehad het, wat baie mense sê, as ek dit het, dan sal ek gelukkig wees. En toe hy dit het, vind hy maar, dis nie wat die binnekant gelukkig maak nie. En dan sit hy in die boom en hy wag vir Jesus. Wat hy verwag het, ek weet ons nie, maar hy wil Jesus sien. En dan sien Jesus hom waar hy hier onwaardig in die boom sit. En dan sê Jesus vir hom, klim af, ek moet in jou huis toe kom. Jesus stap in sy lewe in. En hierdie aanvaarding, ek moet na jou toe kom, en dat Jesus sê, ek moet na jou toe kom, ten spyte van die mense rondom wat hardop murmureer, hulle wil niks met hierdie mannetjie te maak, en hierdie gehate ou wat hulle uitgemergel het en uitgebuit het nie. En Jesus stap na hom toe en sê, ek moet by jou wees. Hierdie ongelooflike wat hy het beleef, liefde, genade, 'n sondige mens soos ek, ongehoord, hierdie herstel, diep geraakte. En ons sien hoe dat dit Zacchaeus totaal verander, want hy kry wat hy die meeste behoefte aan het. Hy sê, ek het al hierdie goed, dat dit maak nie gelukkig nie. Ek het liefde nodig, genade, en iemand met wie ek my wêreld kan deel waar ek aanvaar word. En dit ruk alles in hom, en hy verander totaal, hy begin anders doen. Hierdie goed is my belangrik, en ek sal dit uitdeel, ek sal dit weggee. Nou hierdie twee verhale, het ons iets anders gesien. In die eerste plek, as ons kyk na die malaatses, hierdie ou wat voor Jesus gaan neerval het, een wat teruggedraai het, en sê, hy het God geprys, hy het op sy gesig kom neerval, hy het aan God die eer gegee. Dit is al klaar iets spesiaals, mense is nie lief om eer te gee nie. Mense soek eer, hulle vereer nie graag nie. Wil nie graag die aandag op iemand anders te laat val nie, ek het die behoefte daaraan. As ek gesien word, ek wil. So hy prys God kliphard, onmiddellik prys hy God. En dan sien ons daar in die prentjie, hy val op sy gesig letterlik neer. Nou om so voor iemand te gaan neerval, was letterlik 'n aanbiddingshandeling, terselfdertyd 'n oorgawe. Wanneer iemand voor magtige iemand gaan val, voor die koning, die heerser, dan was dit om myself oor te gee, en die mag, en die diens. En hierdie neerval voor die Here Jesus was om homself oor te gee as offer. Hier is ek. U het nou die seggenskap oor my lewe. My lewe was verby. Ek het gewag om te sterf. En Here, en Jesus, U gee vir my 'n nuwe lewe. En ek kom voor U neerval. U het my losgekoop en dood. Hy gee homself oor. Dis 'n manier om te sê, ek skuld my lewe. Net soos wat ons, as ons oor die Here Jesus dink, as ons hom weer ken, en sê dat maar die Here Jesus het eenmaal gekom en die kruis gesterf, sy bloed het gevloei, en hy herstel. En is ons roeping om dan in dankbaarheid vir die nuwe lewe wat hy gegee het, verlossing te sê, hier is ek, Here, ek stel my lewe, my hele wese as 'n offer tot U beskikking. Mag my lewe soos 'n wierookgeur wees wat U verheerlik. Ek wil niks anders as dit. Dit was Paulus se lewe.
Paulus praat oor hierdie goed, my lewe wat vir die Here 'n lieflike geur, sê die evangelie 'n lieflike geur, my lewe wat 'n lieflike geur, die geur van God se genade moet uitstraal. Ons dankbaarheidsgeehandeling, soos wat hy hier kom, dankbaar homself gee, is 'n reaksie, of die antwoord op Jesus se geehandeling. God gee genade, later gee Jesus vir hierdie manaatse, en vir hierdie Saggeus gee hy vryspraak, gee nuwe lewe, deur Jesus kom, met sy sterf aan die kruis, dan gee hy. So ons, wanneer ons voor hom neerval, is dit 'n reaksie, 'n dankbare reaksie. As ons nou hier van hierdie melaatse man na Saggeus beweeg, dan sien ons sy reaksie. En aangegryp deur wat hy ontvang het, kom hier met hierdie nuwe lewe. 'n Lewe waar hy ook vir hom sê, my lewe is anders. Sy lewensingesteldheid wat geld was, mag verander word na so geld wat sy afgod was. Maar die dankbaarheid bring die ommekeer, as hy besef, daar's iets meer werd. Meer, as hy net te sê, nog, dit wat ons dryf, dat ons nooit tevrede kan wees nie. Hy gee baie meer terug, want hy wil regmaak. Sy vervulling lê nie meer in hierdie goed nie. Dankbaarheid verander 'n mens se lewensfokus. Waarom het die ander 9 nie omgedraai nie? Onthou net die dominee wat ek net nou verwys het, toe die ander oorspys en hy skryf, lewenskrisis, swaar kry. En dit wat hierdie melaatse beleef het, hy praat oor 'n lewensritme, hoe vinnig ons leef, of hoe stadig ons leef. Hy sê, die lewenskrisisse bring die ritme van ons lewe stadiger. Ons jaag elke dag, maar as ons by krisisse kom, is dit of ons gebreek raak. Dit maak ons lewe stadiger. Ons sien wat ons aangaan. Ons sien ons ellende. Ons sien waar ons vasgevang is. Ons sien, ek is vas. Maar as dinge regkom, soos hierdie ander 9, die oomblik toe hulle sien hulle is gesond, skielik die besef, ek lewe. Ek weet nie hoe lank het hulle in die bos gebly nie, en hulle kan net eenvoudig niks anders doen. Hulle wil terug hardloop en opvang wat hulle verloor het, en hulle se lewe wat weer begin spoed. Ek het gesond geword, gryp die lewe. Hulle word meegesleep en gejaag terug na die vervulling en die geluk, soos wat mense dit sien. Dit wat ons gaan partytjies hou, ons gaan koop, ons gaan gejaag deur hierdie onvergenoegdheid. Ek dink, daar's soveel meer, soveel anders. En as ons dan kyk na hierdie goed, dan sê hy, ons het dus nodig om rem te trap. As ons by dankbaarheid wil uitkom, as ons lewens op dit plek wil kry. Ons het nodig om rem te trap. Ons het nodig om tyd te maak om perspektief te kry. Om die prentjie mooi te kan sien. Ons jaag, en alles kan gebeur van die verby. Ek sit weer oor hierdie goed en dink, my sis is verskriklik lief om foto's te neem, die natuur en alles wat mooi is. En so vertel sy op 'n keer, toe sy in die polisie was, het sy oral deur die land gereis, sy was by die kriminele bureau, en dan sy eenmaal 'n jaar by al die stasies omgaan, inspeksie gaan doen en opleiding. Maar haar kamera lê altyd die voor die ons venster om 'n handdoek,
kamera, weer 'n handdoek. En as sy moet 2, 3 op 'n plek wees, dan ry sy al 7 uur vanoggend. Rustig. En wanneer was sy iets moois en trek self en sy neem die mooiste foto's. En sy kom parkeer op Amsterdam, en ek is nie helemaal seker waar het is. In elk geval sy ry van Pretoria of so, en sy het altyd die mooi foto's wat sy geneem het, dat sy met 'n paar van haar vriende gedeel wat so belangstel. Vra van waar neem jy hierdie goed af? Sy het op pad aan na julle toe, as ek nog nooit gesien. Waar? Want ons jaag, en ons sien hierdie goed. Ons jaag, die lewe is 'n blur. Want daar's iets wat ek wil hê. Ek is nie tevrede met wat ek het nie, daar's nog iets. En ons jaag, en ons sien hierdie goed, wat mooi is, en wat betekenis het. Daarom is dit belangrike ding, dat ons tot stilstand kom, en om mekaar weer 'n slag raak te sien, en die belangrikste, om God se liefde in Jesus raak te sien. Dat ons, weet jy, met ruimte, 'n tyd om te besin, en te sien wat hy vir ons is, wat hy vir ons gedoen het. 'n Tyd om ons seëninge te tel, om te sien wat God, die Hemelse Vader vir ons gedoen het, die Here Jesus se erfenis, die Gees wat ons belei en leer, om te besef, ons het genoeg. Want dis wat ons die nodigste het. Wat het ons nodig? Volkome getroos, salig te lewe en te sterwe. Ek besef ek is 'n sondaar en ek kan verlos word. Verlossing, die vervulling in die Here, sê dit is wat ek nodig het, om rustig te kan lewe. En dis die groot goed. Hierdie lewe gaan verby. En as dit klaar is, en ons het hierdie lewe, die sin van die lewe, die betekenis geleer, van ons die ewige erfenis. En hier alles ons om weer ken het, en prentjie te kon sien, en vredelik gelewe het. Te sien ons het genoeg. Om dankbaar te wees vir mekaar, die klein dingetjies raak te sien. Om vir Here dankie te sê, as ek 'n goeie man of 'n goeie vrou het. Om vir Here te kan dankie sê vir my pa en my ma. Om vir Here dankie te kan sê vir my gesondheid, vir vriende, vir 'n werk, die kos op my tafel, die erkenklikheid, Here, ek het nog. Dankie vir 'n werk. Dankie vir so baie dinge. Die uitdaging wat ons het, is om te werk aan 'n nuwe lewensritme. In plaas van om in die môre op te staan, die oomblik as ons voete grond vat en die hardloop te gaan, en gejaag te raak oor die baie goed. En elke oggend begin, en rustig te raak, en vir ons sê, Here, ek wil op my gesig voor U kom buig. En ek wil dankie sê, vir wat ek het, en vir wat U my toegerus het, dat ek vandag vir U lig kan wees. Ek wil kom oorgee, vandag aan vir U sê, Here, hierdie dag wil ek my lewe, my wese vir U gee. Ek wil 'n Christen besigheidsman gaan wees. Ek wil 'n Christen man, vrou wees, 'n Christen buurman, 'n Christen lewensskolier, ek wil 'n Christen wees in alles wat ek doen. Ek wil die een wees wat in hierdie straat lig laat skyn, en oral waar ek kom, waar ek betaal, waar ek kry, waar ek oral. Vandag, dankie lewe. Nuwe ritme, sodat ek hierdie ritme vandag lewe. En help my om te weet,
as ek eet, het ek genoeg. Dan het ek alles. Daar so baie mense, een van die groot wysgeere die spreekwoord gehad, het gesê, wie is die armste mense in die lewe? Toe sê hy, dis die mense wat net geld het. En niks anders nie. As ons hierdie nuwe lewensritme het, om so begin in die oggend, is dan wanneer dankbaarheid oor my spoel, dat ek met hierdie gesindheid die dag begin. Wanneer ek met verwondering na die lewe toe kan gaan, weet ek kan die dag begin met die hemelse vrede. En omdat ek so ingestel is, kan ek vir die eerste oomblikke van vandag, kan ek aan my roeping wat nie vir my het om lig te wees, sout te wees, bestuurdig wees, sal ek daar in gestalte kan gee. Ek moet so begin. Dit bring vervulling. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. Dan het ek al met julle gedeel. Die man wat 'n stukkie grond net hier buitekant die dorp gehad het, en hy was al onvergenoeg met die plek. Hy wil verkoop en kyk vir die ergste iets kan kry wat vir hom vervulling kan gee. Nou bel hy die agent hier op die dorp en hy sê vir hom, ek wil hê met die klok en die stukkie grond vir my in die mark sit. Ja, hy sê vir my, dis reg oom, maar ek wil net eers kom en kom kyk en voor ek die advertensie plaas. En my broer sê, is reg, maar ek wil net eers die advertensie sien voor jy dit gaan plaas. Hy sê, maak so en hy bring vir hom die advertensie en hy sê, pragtige stukkie grond uit die gejaag van die lewe. Maar jy sien wat jy in die ruimtes waar jy ver kan sien, ook in die vallei daaronder, met die hoge bome, so takke wat hang op die dam, die eentjies, saans, dan hoor mense die voeltjies, tale en goed as hulle huis toe kom, en dan sien jou skaapie en die beers wat daar rustig bly. En die son wat sak, pragtige lewe, dit is sonsondergang, maar die mense die skoonheid van God kan sien. En onmiddellik bel ek en sê, wil nie verkoop nie, dis wat ek gesoek het. Dis wat ek gesoek het. As my lewe jaag, dan sien ek dit nie. As ek nie stilstand het nie, dan mis ek dat ek eintlik alles het wat ek nodig het om 'n gelukkige mens te wees. Want dankbaarheid verander 'n mens se hele wese. Die wysgeer en die sielkundige sê, 'n positiewe emosie maak 'n mens positief, maak jou gesond, maak jou gelukkig. 'n Positiewe gesindheid laat uit jou liggaam hormone en alle chemiese stowwe afskei, wat jou goed laat voel, wat jou immuniteit optel, wat jou gesonder maak en gelukkiger. Negatiewe emosie maak dat jy goed afskei wat jou ongelukkig maak, wat jou gesondheid nog meer beïnvloed en slegter maak. Negatiewe emosie maak mense diep ongelukkig. Kom ons vra dan die Here, help my om stadiger, sodat ek mooi goed kan sien, dat ek my dankbaar maak. Dankbaarheid, positief, maak my lewe heel, maak het mooi, en maak die lewe dan buitekant beter vir myself, en vir die wêreld daarom. Maar God ons help, om stadiger te begin leef, en om seëninge te tel, en besef, hoe oneindig baie ek dan het, om voor dankbaar te wees, terwyl ek hierdie gejaag, om vergenoegd is, en wat ek eintlik nog voor het, omdat ek gedink het, dit gaan my geluk
en om te besef, ek het alles, ek het genoeg, want ek het verdiend. Amen. Kom ons sing hierdie lied, as die lewensstorme om jou slaan, as al die dramas kom, dan roep hierdie refrein, tel jou seën, tel hulle allemaal, kyk wat God verleer, en jy sal verbaas wees wat jy eintlik het. Maar daarom moet ons stadiger gaan, dan moet ons kyk. As die lewenstorme